Môre maatjies, lekker is dit. Gister het dit gereën, vandag skyn die son weer en ons is reg vir ons Bybelverhaal, nê. Maar ons het laas gesels, en laas week was ons nog daar by die see in George gewees, jammer, daar was nie 'n kinderdiens nie. Maar hierdie week gaan ons aan waar ons laas opgehou het met Jethro, nê. Ons het laas gepraat van is lekker om kuiermense te kry. Moses se skoonpa, Jethro het van kom kuier en hulle het gesels oor Moses se baie werk, nê, Mianai. En Jethro het van gesê, Moses, jy moet nie so baie als alleen probeer doen, jy moet mense kry wat jou help. Dan gaan ons aan hierso in Eksodus 19, nou gebeur daar 'n baie groot ding, 'n baie groot ding. Kyk, ons weet mos in Eksodus 20 is die 10 gebooie, maar voordat die Israeliete die 10 gebooie gekry het, moes daar eers iets groot gebeur. Hulle het gestap in die woestyn, al met die pad wat Jahwe vir hulle gewys het, en hulle kom toe by daai groot berg, die berg van Jahwe, die berg Horeb of Sinai, en Jahwe sê vir Moses, Moses, julle moet hier eers voorberei, julle moet was, skoonmaak, reg wees 3 dae, op die 3de dag, gaan ek van die hemel af neerdal. Nou laat het ons gesê, dis lekker om kuiermense te kry, maar hoe moet jou hartjie voel as jy weet, Vader Jahwe self kom? Mens bewe bietjie, nê. Dis presies wat die Israeliete gedoen het, want Vader Jahwe sê vir hulle, moet nie opklim teen die berg en uit nuuskierigheid probeer kyk hoe ek lyk nie, want Jahwe is heilig, en hy is 'n verterende vuur. So toe kom die oggend, en die mense is daar, staan daar, en daar kom donderweer. Nou ek weet, julle twee hou nie van donderweer nie, maar nog erger as die donderweer hier in Pretoria slaan. En daar slaan hy die berg raak, en die berg brand, en dit is net sulke verskriklike geluide, en dit is vuur, en dit is rook, en daar begin die volk te bewe. En Vader Jahwe sê vir Moses, Moses, waarsku die volk, hulle moenie op teen hierdie berg klim nie, want ek is heilig. Daar sulke merkers gewees, wat keer dat die mense bygaan. Maats, en daar staan die volk. Jahwe sê vir hulle die mooiste woorde. Israel, julle het self gesien, waar kom julle vandaan, uit watter land? Egipte. Ek het self vir julle verlos met 10 plaae, nê? En ek het julle al die pad gelei, nou sê die Bybel, soos op arendsvlerke. Jahwe sê, ek het julle lief. Julle moet vir my lief wees. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige volk wees. Ons, dit moes 'n verskriklike dag gewees het, want aan die een kant is hulle bang vir Jahwe wat so groot is, met die vuur en die rook en die donderweer, maar aan die ander kant sê hy vir hulle die mooiste woorde. Ek is vir julle lief. Julle moet net vir my dien. Nou net voordat ons nou gaan kom by die 10 gebooie waar Jahwe vir hulle mooi spesifiseer en sê hoe hulle hom moet dien, stop ons nou eers daar en ons sê vir julle, ons moet bietjie Eksodus 19 vir mamma en pappa vra, om dit mooi vir ons te lees en te verduidelik, hoe groot dag was dit gewees, dat die Israeliete daar staan, en sien hoe groot is Vader Jahwe. En, dit is nie dat hy hulle net wil bang maak nie, hy sê vir hulle die mooiste woorde, ek het julle lief en julle moet net na my luister. Is dit nie wonderlik nie, dat ons die Almagtige, die grootste God dien, maar dat hy ook sê, ons moet hom lief hê met ons, hele hart, hele siel, al ons krag en verstand. Die volgende keer doen ons die 10 gebooie. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons in die woord kan lees van die grootheid, die almag, die sterkte, en dat u spesiaal vir ons lief is. Dankie dat ons die liedjie kan sing, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar is niks wat u nie kan doen nie, en ons wil u vanoggend aanbid en lief hê met ons hele hart. Al die lof en eer kom u toe in Yeshua. Amen. Ja, maat, onthou, Eksodus hoofstuk 19. Tata, tot volgende week.